Hartlik welkom luisteraar, waar u ook al in die wêreld mag bevind, en wat nou ingeskakel is om saam met my te reis deur die kosbare woord van God, die Bybel. Mag u deur die werking van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, hierdie woordbediening, sielsverrykend, toeganklik en insiggewend vind. Heilige Gees, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welgevallig wees voor u oë, o Here, my sterkte en my verlosser. Prins en prinses van Yahweh Elohim, so spreek die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, man en vrou van God, die tema vir die woordbediening is, so sand in die uurglas, so is tyd in ons lewens. Tyd, time, shaha in Hebreeus. Die skriflesing wat in aanleiding met die tema vind ons in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Ek hou vir u voor uit die Bybel. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mens sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. Uurglas, 'n vroeë toestel om tyd intervalle te meet. Dit staan ook bekend as 'n sandglas of 'n blokglas. Wanneer dit saam met gewone log gebruik word om spoed van 'n skip te bepaal. Prins en prinses van Yahweh, die uurglas is so 'n effektiewe simbool vir die verbygaan van tyd. Is dit nie? Ons sien hoe die sand sonder ophou deur die glas loop, wetende dat die einde al hoe meer naby is. Anders as die horlosie met sy eindlose siklusse, het die uurglas 'n definitiewe limiet. Tyd raak min. Die uurglas word gewoonlik geassosieer met Kronos, maar as ons dink aan Christus as die weg, wat gesê het, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Johannes 14 vers 6. Dan kan ons Christus erken en sy passie, dood en opstanding as die middelpunt van die uurglas, net soos hy die middelpunt is van tyd. Dan sal ons besef dat die sand raak nie op nie, maar eerder verander tot 'n ewigheid soos Christus teken elkeen vir homself. Johannes 12 vers 32. Ons fokus verskuif wat verby is na wat ewig is.
die belangrikste is, ons kom om te sien dat alles moet die kruis weggaan. Laat ons nou iets wat dieper delf in die uurglas en die Bybelse betekenis daarvan. Die uurglas is simbolies van tyd se onvermydelike verbygaan. Die uurglas is 'n simbool van die dood, die einde van tyd op aarde, maar ook 'n simbool van wedergeboorte en nuwe begin, wanneer die uurglas omgedraai word. Die gevleelde uurglas is simbolies van die mens se vlietende tyd op aarde. Die uurglas is 'n herinnering dat in een belangrike sin tyd nie lineêr is nie. Die Paasgeheimenis van Christus wat ons voorberei om tydens Paasfees te vier, is die middelpunt van tyd. Die swaartekrag, kan jy sê, wat tyd sy betekenis gee, en wat alles na hom, Joshua Messia, toe trek. Johannes 12, vers 32. Ons lees in die Bybel, Prediker 3, vers 1 tot 2. Vir alles is daar 'n tyd. 'n Tyd vir elke doel onder die hemel. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek. Wat is geplant in terme van wat Christene die volheid van tyd noem? Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Dit is in hierdie sin dat die skrif na Christus verwys as die eerstgeborene van die Here. Skepping en ons herinner dat hy waar voor alle dinge is en hulle besit. Kolossense 1 vers 17. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Jesaja 40 vers 6 tot 8. Alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van gras. Die gras verdor en sy blom val weg. Maar die van onze God sal vir ewig bestaan. Halleluja! Wat 'n wonderlike belofte. Prins en prinses van Jahwe. So is dit ook met die uurglas wanneer die sand leeggeloop het. Draai Jahwe dit om en 'n nuwe begin neem in aanvang. Weet u, 'n pastoor het eendag die stelling gemaak. Elke sekond kondig 'n nuwe minuut aan. 'n Nuwe begin tot die volgende minuut. Dit hou nooit op nie. God se uurglas loop nooit leeg nie. Dit sal vir ewig bestaan. Prys die Here, prys sy almagtigheid, prys sy krag. Loof hom, o Alfa en Omega.
Shema Gadol Elohai. How great is our Lord. Maar, prins en prinses, helaas, wanneer die uurglas vir God se skepsel leeggeloop het op aarde, kondig dit die einde aan op aarde. En dan kondig 'n nuwe seisoen aan. En ons vind dit in Openbaringe 21 vers 4 in die Bybel. En God sal die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en pyn sal daar nie meer wees nie. Want die vorige dinge het verbygegaan. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it. And whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. The hourglass will never end. Psalm 116 vers 15 in die Bybel. Kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy getroue dienaars. Verganklik is die uurglas van die aarde. Onverganklik is die uurglas van God, Yahweh, Elohim. Elke sandkorrel in Yahweh se uurglas verteenwoordig ewigheid, soos al sy name ewigheid verkondig. Halleluja! Praise Almighty Lord, Jesus Christ. Daarom dan, prins en prinses van Yahweh, gaan ek weer terug na ons skriflesing, 2 Timoteus 3, vers 1 tot 4. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaartye sal kom, in die laaste dae, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlike kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Luisteraar, man en vrou van God, waarom wil ons dan laat ons uurglas leegloop vir ewig, deur onsself skuldig te maak aan hierdie 4 verse van 2 Timoteus 3? Waarom sal ons 'n ewige lewe, 'n aanhou lopende uurglas wil verruil vir hierdie lelike dinge en alles wat die wêreld, 'n verganklike wêreld vir ons bied? Waarom sal ons dit wil verruil? Ek weet nie van u nie, maar ek wil dit nie doen nie. Ek wil hê my uurglas moet aanhoudend loop. En Yahweh sal hom vir my omdraai, en omdraai, en omdraai. En wanneer my uurglas op aarde uitloop, sal hy hom weer omdraai. En 60 sekondes van my lewe is verby. En 'n nuwe minuut het begin. 'n Nuwe seisoen waarin ek vir ewig
met my uurglas en my Papa Jesus, Rabboni, sal kan saam lewe. Streef daarna, koop die tyd uit, maak hierdie woorde joune, leef jou uurglas, bly in gebed, getrou en gehoorsaam. Ek sluit die oë saam met u in gebed. Dierbare Heer, baie dankie vir 'n nuwe dag. 'n Dag waarin ons weer eens die geleentheid het om ons lewensuurglas om te draai. Here, net soos u ons geskep het met 'n lewenslegkaart, het u ook 'n daaglikse uurglas by ons lewens gevoeg. Vader, dankie dat u ons elke dag die geleentheid bied om volgens hierdie uurglas ons daaglikse handel en wandel te beplan. Here, daarom is ons gebed vanoggend dat u ons voorsiener van krag en sterkte sal wees, sodat ons met die nodige wysheid en kennis ons daaglikse verpligtinge sal nakom in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in ons woon. Here, dankie dat wanneer die dag om is, ons die uurglas net weer eens kan omdraai, om so vir ons 'n nuwe dag te bepaal. En ja, Here, so sal ons die voorreg geniet om volgens hierdie uurglas te leef. Daarom, Vader, en net so weet ons, dat net soos ons lewenslegkaart stukkie vir stukkie in pas sal val, die tyd kom wanneer ons lewensuurglas sal leegloop. Daarom, Here, vra ons, help ons, sodat ons ten alle tye gereed sal wees. Vader, maak ons sterk, sodat ons elke dag ons fokus op ons hemelse God en Vader sal hou, sodat u ons daagliks kan seën met die genade en liefde. Vader, dankie vir ons lewe uurglas. Elke dag, dankie dat u ons God en Vader is. Loof en prys u, want u is die Vader van die grootste heelal, die groot ek is, die Alfa en die Omega. Dankie, Here, vir u almagtigheid en u uurglas. Amen en amen. I was told I'd have to hurry if I want to say goodbye to this great man. I called my wife, arranged the flight, said I'd do the best I can, hoping there's enough sand in the hourglass before you take God's hand.
my way. I know you'll be glad to see me if you can hold on another day. I won't take our time for granted. I want you to hear me say, thanks for the sand in the hourglass I got to share with you today. And you may never know just what you mean to me. How watching you has helped make me the man that I want to be. I know this ain't